Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg om te kan sing, kom ons kyk jou Gees. Here Jesus, dankie dat ons kan weet, die Gees is hier teenwoordig. Here, ek wil bid dat ons bewus sal wees van dit wat U mee besig is in ons lewe en in ons harte en in ons doen en late. Here, mag elke woord wat ons praat en elke ding wat ons doen, so in lyn wees met dit wat die Gees van God wil doen. Here, maak ons bewus van die koninkrykswerk op aarde. Here, ons staan verwonderd oor dit wat net U kan doen. En wat 'n wonderlike voorreg om te kan deel wees daarvan. Dankie dat U ons vir 'n spesiale rede hier gesit het vanoggend. Ek bid dat U die woord opnuut sal oopbreek vir ons vanoggend en dat ons met 'n vars oortuiging van ons roeping hier sal uitstap. En ek bid dit in U naam alleen. Amen. Nou, die eerste kwartaal van 2025 is amper verby. En ek wil jou vanoggend vra, hoe het jy jou jaar begin? Het jy hierdie jaar begin met 'n opgewondenheid om dit saam met die Here aan te pak? Het jy hierdie jaar begin met 'n verwagting vir dit wat net die Here kan doen? Of het jy hierdie jaar begin met die bagasie van 2024? Het jy hierdie jaar begin met 'n twyfel en 'n onsekerheid in jou hart van wat gaan nou eintlik hierdie jaar gebeur? En as ek jou moet vra om terug te kyk oor hierdie 3 maande, wat sal jou getuienis wees? Wat sal jy kon sê? Was daar oomblikke wat vir jou daardie God gegewe oomblikke was? Waaroor jy so opgewonde is, want jy weet, God was hier. En was daar dae wat die teleurstellings net so groot was, dat jy gewonder het, maar waar was God? Die lewe maak met ons snaakse draaie en kurwes. Maar die een konstante is die woord van God. Die een konstante is dat God deur dit alles steeds by jou is en sal wees. En al het jy dalk hierdie jaar nie ingestap en begin saam met hom nie, het hy definitief die jaar saam met jou begin. En elke oggend nooi ons uit, begin hierdie dag saam met my. Hoe wonderlik is dit dat ons 'n God kan dien wat elke dag vir ons 'n nuwe begin wil gee, 'n nuwe oomblik saam met hom. Ek is by jou. En daarom kan ons nie anders as om vanoggend stil te staan by die ontstaan van alles nie. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. In die begin. En hierdie begin wys nie die begin van ewigheid nie. Hierdie begin is die begin wat God vir my en jou kom skep het. Ewigheid was reeds voor dit en ewigheid sal altyd wees. Maar in die begin het God in sy grootheid en in sy almag gekom en vir ons kom tyd maak en kom tyd skep en gesê, ek begin nou saam met jou. In die begin. Hoe lyk jou dag se begin? God wat tydloos is, het kom tyd skep en kom tyd maak vir jou. Psalm 90 vers 2 sê,
voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid, is U God. God het voor dit alles bestaan en sal altyd bestaan. Maar tyd het Hy omskep vir my en jou, sodat Hy by ons kan kom stil staan, sodat jy sal bewus wees daarvan, hier is 'n God wat so omgee vir my en so lief is vir my, dat Hy tyd geskep het om by my te kom stil staan. Maak jy tyd vir die Here? Prioritiseer jy hom in jou dag? Hy hou tyd in sy hand. Maar is jy ook in sy hand? Hoe begin jy jou dag? Hoe sluit jy jou dag af? Hoe lyk jou daaglikse wandel deur die loop van tyd? Spreek dit van 'n Skepper wat so lief is vir jou, dat Hy tyd maak spesiaal vir jou. Interessant is dat in die heel eerste vers van die Bybel kry ons niks oor wie God is nie. Ons kry nie hierdie CV van hierdie is God en dit is hoekom Hy die reg het om die aarde te skep nie. Hier staan net duidelik, in die begin het God. En die naam in Hebreëus Elohim verduidelik dat dit 'n meervoudsvorm is. Dis 'n drie-enige God wat magtig en kragtig is. Dis 'n God wat bo alles is, bo elke koninkryk, bo elke heerser, bo elke eiendom, bo alles is dit God. Hy is die koning bo konings. En daarom het Hy nie nodig om homself te verduidelik oor hoekom Hy die hemel en aarde skep nie, want Hy is God, die almagtige, kragtige God. Hoeveel keer vra ons die Here, maar verduidelik net vir my hoekom? Verduidelik net vir my, wat is die plan hierso? En tog het God, sonder fout, sonder om eers 'n toetsloopie te doen, die hemel en die aarde geskep. God het nie nodig dat dinge in sy guns moet draai om iets te skep nie. God skep uit niks uit 'n hemel en aarde. En hierdie selfde God kan uit niks uit in jou situasie iets nuuts skep, 'n nuwe begin. Daar waar jy dalk voel in jou familie kort jy dalk nou 'n goeie besigheidspersoon, iemand wat die familie sal kan deurtrek. En God kan daardie persoon in 'n oomblik skep en gereed maak vir daardie besigheidsgeleentheid. God kan uit niks uit 'n nuwe begin maak. Jy kyk dalk om jou en jy voel, Here, maar ek het nie meer 'n kant toe om te gaan nie. Hier is niks nie. Al my hulpbronne is uitgeput. Dan praat jy met die regte persoon. God, drie-enig, skep uit niks 'n nuwe begin, 'n hemel en 'n aarde. Ons ontdek wel iets van sy karakter. Hierdie is 'n God wat klaar maak wat Hy begin het. Wanneer God iets oor jou lewe sê en 'n droom in jou plaas, is dit 'n God wat sal klaar maak daarmee. Die werk wat Hy in jou begin het, sal Hy voltooi. Hy is nie iemand wat iets begin en dit dan los nie. Hy is besig, aktief besig. En in die proses moet ons hom vertrou dat Hy die God is wat 'n waarmaker van sy woord is. Hy het die hemel en die aarde geskep en dit was goed. Maar die skepping het sy doel bereik toe Hy die mens geskep het. Die verhouding
verhouding met jou is vir hom uiters belangrik. Hy, die skepper, die groot skepper van die heelal. Hy wat die molekules in die lig daar geplaas het. Hy wat die sterre naam gegee. Hy is die een wat jou vir 'n spesiale rede in jou moederskoot aan mekaar gewewe het. Jy is hier vir 'n rede. En die Here het nie van jou vergeet nie. Hy sien jou raak. En jy is in die proses waar hy besig is om dit klaar te maak wat hy oor jou lewe gedink en droom. Want dit is groter as wat jy kan bid of dink. Genesis 2 vers 1 staan daar: die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Is dit nie mooi dat Jesus se kruiswoorde is, toe hy daar die kruis hang, dat hy sê, dit is volbring. En daarmee sê Jesus, hierdie oorwinning is ook vir jou, wat van begin van tyd af geskep is vir 'n rede. Vir jou is hierdie oorwinning reeds daar. Vir jou is bevryding van sondelas reeds beskikbaar. Dit is volbring. Wat is dit waarmee jy worstel? Wat is daardie ding diep binne in jou waarin jy so stoei? En jy voel dit kry nie klaar nie, daar is net nie 'n einde hier aan nie, jy kom nie uit hierdie put uit nie. Die Here is 'n waarmaker van sy woord. En hy sê, dit is volbring. Hy het bewys aan die kruis, en hy het bewys toe Jesus opgestaan het. Niks maar niks sal jou daaronder hou nie. Van die begin van tyd af sien ons 'n God wat so lief is vir jou, dat hy regdeur die woord kom bevestig, dat hy sy seun sal stuur, sodat jy die ewige lewe kan hê. Daarom, ons lewe is eintlik so kort, maar die ewigheid is vir ewig. En daarom moet jy jouself vra, wat doen jy met hierdie stukkie lewe? Met hierdie lewe, hierdie een lewe wat die Here vir ons kom gee op aarde. Wat doen jy daarmee? Sodat jy kan weet, hierdie lewe gaan 'n uitvloeisel wees van my ewigheid. 'n Ewigheid saam met hom of 'n ewigheid sonder hom. En hy het alles en doen steeds alles van sy kant af, sodat jy kan seker wees daarvan, jy is 'n kind van hom. Sy hartsbegeerte is, dat jy die ewigheid saam met hom sal geniet. En daarom was dit nodig dat Jesus sal sê, dit is volbring. Hoe lyk jou lewe? Ons ontdek in Genesis 1 wie die persoon is. Genesis 1 vers 2 sê die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Die waters was diep en onbewoonbaar. Dit spreek van chaos en wanorde. Dit is so donker, jy kan nie voor jou sien nie. Niks kan wortels skiet nie, niks kan blom nie, niks kan lewe daar nie. Maar bo hierdie donkerte en bo hierdie chaos sweef die Gees van God. En dit laat dink my en dit herinner my. Wanneer ek nie meer weet wat om te bid, in my donkerste oomblik, dan pleit die Gees van God vir my by die troonkamer. In my donkerste wanorde van 'n lewe, wanneer ek voel dat niks wil uitwerk nie en niks wat ek gedroom het gebeur nie, is die Gees van God steeds teenwoordig en
en so bewus. Is dit dan nie wonderlik dat Jesus gesê het in Johannes 16 vers 7, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur, die Parakletos. Die een wat jou bystaan en help, is die een wat Jesus vir jou gelos het, om in jou en om jou te beweeg, om jou daagliks by te staan, om vir jou die pad te wys, raadgewer te wys, om te wys, hierdie waarmee jy besig is donker en vol sonde, en in daardie put waar jy is, wat so donker is, ek pleit vir jou by die troon van God. Ons het die Heilige Gees nodig. Die Heilige Gees is die een wat ons troos en vashou. Die Heilige Gees is die een wat ons herinner aan die woorde van God en die beloftes oor ons lewe. Ek kan amper nie dink dat mens 'n lewe sal leef sonder God nie. Dit sal so leeg wees soos wat daar die diep donker waters was. 'n lewe sonder hoop. 'n lewe so alleen, want jy sien nie raak dat die Gees van God by jou is nie. Die Trooster gereed om jou by te staan. Hierdie Koning van Konings, sy beloftes reg in die Bybel, hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Jou donker diep waters, kom jou hart al in stukke gebreek het. Kon jy al so onder depressie laat verval het. En tog kom die Koning van Konings, die Heerser, die Skepper van hemel en aarde, en hy kyk na jou en hy roep jou op die naam en hy sê, ek gaan by jou stil staan en ek gaan jou wonde verbind. Nou as jy dink, dis nie vinnig om verbande op iemand te sit nie. Dis 'n proses. Hy staan stil en hy maak tyd. Nou as student in my eerste jaar, en ek is in Pretoria, en ek het 'n baie klein dorpie uit in Sina. So almal ken mekaar, almal weet wie's waar, en nou is ek in die groot stad. En ek besef, dit is tyd om my hare te laat sny. En hulle kan nie glo hoe angstig het daardie oproep my gemaak nie. Ek moet nou iemand in 'n stad bel wat ek nie ken nie, wat ek nie eintlik weet waar hulle is nie. So ek kry toe 'n nommer en ek bel. En die persoon groet heel vriendelik en ek sê ek wil graag 'n afspraak maak. En dan vra ek, wie wil jy die afspraak maak? En ek sê, wie is die beste? En hy sê vir my, nou is die beste. Ek sê, dan wil ek graag by nou 'n afspraak hê asseblief. Heel trots op myself dat ek nou so ver gekom het. En hy sê, goed, die konsultasie se bedrag is vir R2000 en ek sluk 3 keer harder, want wie het R2000? Vir 'n haarsny in aangeval, wie het R2000? Maar ek sê niks, ek probeer nou net, ek gaan met die lys, hierdie is die beste, hulle sê hierdie is die beste. En hy sê, en wanneer sal jy graag die planne wil gereed hê? Ek sê, wanneer kan dit beskikbaar wees? Nee, dit hang af, hoe vinnig wil jy jou huis van? En ek besef toe, maar ek is besig om met 'n argitekfirma te praat. Maar heel te skaam om te sê, ek het die verkeerde nommer gebel. So ek sê, ek bevestig dan neem my afspraak en dan sien ek julle binnekort. Dis raar, ek sien uit na my huis. En ek sit nie, ek bel die volgende dag terug en ek kanselleer en jammer ek het wakker kom op 'n ander plek. Maar daai gebeurtenis het my so laat dink. Ons het nodig om daai vreemde oproep te maak. Ons het nodig om die argitek van die hemel en die aarde en die hemelruim te skakel en te sê, Here, as U so presies geweet het wat U doen met die hemel en die aarde,
gaan ek nie toelaat om die planne van my lewe op te trek. En die planne van ons lewe is reeds voorbetaal. Ek het net nodig om ten volle te vertrou. En op daardie dele op die pad, en op daardie dele van die planne waar ons so seer kry, kom staan die argitek self by ons stil. En hy praat met ons, en hy hou ons vas, en hy sit die plan weer uiteen, en hy verduidelik, en hy maak gesond. Hoe groot God teen ons nie. Genesis 1 vers 3 sê, toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God praat, met 'n woord aktiveer hy. Dag, met 'n woord aktiveer hy lig, met 'n woord aktiveer hy dit wat duister is nou lig. Hy aktiveer 'n nuwe begin met sy woord. En die Gees van God maak lewend dit wat God sê. Die lig van God wil in jou huis instap en kom aktiveer dit wat donker was. En dit kom verander dit wat vir jou onmoontlik voel. Die woord van God kan 'n ding wat vir jou een oomblik so lyk, skielik omkeer en in 'n heel ander rigting stuur. Die lig van God wil in jou huwelik instap. Die lig van God wil in jou werk instap. Die lig van God wil in jou finansies instap. Die lig van God verander alles. Is dit nie mooi dat Johannes skryf in Johannes 1 vers 9? Die woord was van die begin af daar, en die woord het mens geword, en het was die lig vir die wêreld, om die mense vir die wêreld te verlig. God kan dit doen in een oomblik wat die mense 1000 jaar sal neem. Hoekom sal ons nie die argitek van skeping vertrou nie? Die Here wil die lig op jou pad wees. Hy wil vir jou goed wees. Psalm 102 vers 14 staan daar: U sal ingryp en u oor Sion ontferm, want die bestemde tyd het aangebreek, die tyd om hom genadig te wees. En hier genadig beteken om vir jou goed te wees, om jou guns te betoon, op die bestemde